Goeiemiddag aan almal. Ek het vir ons die Trompettefees se kalender uitgewerk. So die 7de maand begin op 14 September en op die 23ste September is dit die 10de dag van die 7de maand. Ek het 'n prentjie van die kalender, so ek sal hom vir julle saamstuur. Dan is dit Versoendag. En op die 28ste September begin die Hittefees vir 7 dae. Hy eindig op 4 Oktober en die 5de Oktober is dan ook weer 'n Sabbat. Maar soos ek vir julle sê, ek het hom uitgewerk, ek het hom geteken met 'n liniaal en met my hand soos wat ek altyd doen. En ek het hom vir julle saamgestuur. En ek het 'n profesie wat ek vandag hierby wil plaas, wat ek toevallig op afgekom het. Nou ja, julle weet daar is nie iets soos toevalligheid nie, né? Toeval is iets wat nie voorkom nie. Toeval is 'n gat kan toeval. Daar bestaan nie iets soos die noodlot of toevalligheid nie. Dit bestaan nie. So Vader is in absolute beheer. Hy is in volle beheer van die hele situasie. Daar is groepe en mense en elites en globalists en sataniste en vrymesenaars wat dink hulle beheer en bestuur die proses. Hulle is ongelukkig, of kom ons sê, hulle is gelukkig verkeerd. Hulle is genadiglik verkeerd. Want die Bybel sê, daar's 'n profetiese gebeurelyn. Daar is 'n profetiese tydlyn en gebeurelyn, en binne daardie gebeurelyn, of binne daai gebeurelyn, daai tydlyn wat hy op sy gesit het, kan hulle sekere besluite maak. Hulle kan sekere dinge in plek sit. Tot op 'n bepaalde punt, en dan gryp Vader in. Die toring van Babel is eintlik 'n baie goeie voorbeeld. Die vloed van Genesis 6 is 'n baie goeie voorbeeld. Voor die vloed het die gevalle engele gemaak en breek soos hulle lus het. En die Bybel sê die aarde was vol geweld en vol besoedeling. En toe het Vader net op 'n stadium gesê, wel tot hier toe en nie verder nie, en nou is ons klaar, en nou ja, toe gryp hy in. Nou ja, ek gaan vir julle 'n bietjie voorlees van die Trompettefees kortliks. En ek dink Dirk Kotse het ook 'n paar inligtingstukke daaroor gedoen, sommer basiese goed. Tydens die Hittefees kom hulle almal, mense kom bymekaar daar op sy stukkie grond, en dan vier hulle Hittefees. Ek ken nie persoonlik hoe hulle dit alles doen nie, maar ek weet vir 'n feit, hy doen dan in daai tyd die voorlesing van die wet met die volk. En dis natuurlik baie belangrik. En miskien moet 'n mens dit maar, kom ons kyk hoe lyk dit teen daai tyd. Dan kan 'n mens ook so iets doen dat ons die wet aan die volk voorlees. Dis iets wat hy doen, want dit is eintlik wat hulle moet doen. Die priesters en die herders, die dominees, die predikante moet eintlik die wet aan die volk voorhou. Maar nou ja, as jy nou vir hulle verduidelik, daar is geen wet nie, dan gaan jy mos nou ook nie vir hulle die wet voorlees nie, en jy gaan ook nie met hulle die feeste behandel nie, want die kerk het sy eie feeste, wat heeltemal iets anders is as die Bybelse feeste. Ja, so die kerk kan nie God se feeste vier nie, die kerk vier sy eie feeste, sy eie rituele. Kom ons gaan kyk na, is dit Levitikus 23. In Levitikus 23 behandel hy die feeste. En ons het toe met julle die feeste gedoen, ek het dit saam met julle hierdie jaar weer gedoen, dit was die Pasga, en ons het die tweede Pasga, en toe het ons Pinksterdatum, daai datums het ons almal deurgegaan, ons het daaroor gepraat, maar, dan kom daar 'n punt, wat ons moet die 7de maand se feeste vier. En hy begin hier op vers 24, so Levitikus 23 vers 23 sê hy,
En Jahwe het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand op die 1ste van die maand, moet dit vir julle 'n rusdag wees, 'n gedenkdag deur basuingeklank, 'n heilige vierdag. So die 1ste van die 7de maand is dan nou ook 'n Sabbat. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet aan Jahwe 'n vuuroffer bring. Nou, 'n vuuroffer is maar amper iets soos 'n braaivleis. Niks vreemd nie. Dit is sodat ons nie meer offer nie, maar ons almal kan nog braaivleis hou. So, gewoonlik hier teen aand se kant dan hou die ouens 'n lekker braaivleis. Vers 26. Verder het Jahwe met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. 'n Heilige vierdag moet dit vir julle wees, dan moet julle verootmoedig en aan Jahwe 'n vuuroffer bring. Ek weet daar is Israel groepe wat die versoendag 'n vasdag maak. En ek weet dat die Bybel ook verwys na vasdae, maar ek het nog nooit regtig gesien in sy voorskrifte vir die feesdae dat hy spesifiek sê dat hierdie versoendag 'n vasdag en 'n Sabbat is nie. Ek sien nie, ek sien dat hy praat dat dit 'n Sabbat is. Goed. En ek weet daar's baie mense wat op daai dag dan ook 'n vasdag uitroep vir hulle self. Kom ons gaan aan. Ons kyk, ekskuus tog. So, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag, 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees, dan moet julle verootmoedig en aan Jahwe 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van Jahwe julle God. Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Ook elkeen wat op daardie selfde dag geen werk doen nie, die siel sal ek uitroei onder sy volk uit. Julle mag geen werk doen nie, dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. 'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees en julle moet julle verootmoedig. Op die 9de van die maand in die aand, van aand tot aand moet julle die Sabbat hou. Nou, hy verwys na die 10de dag. Reg? So, hier sê hy vir jou baie duidelik dat die Sabbat is van aand tot aand. En baie mense, ek weet daar's mense wat die mekaar raak en dan sê hulle, ja, maar hier staan dit op die 9de van die maand in die aand, van aand tot aand moet julle 'n Sabbat hou. En dan dink mense dat op die 9de is ook 'n Sabbat. Nee, die versoendag is op die 10de. Elke dag het net een aand. Elke dag het net een aand. So 'n dag het nie 2 aande nie. As jy werk volgens God se kalender en sy tye. Kyk, by ons werk ons volgens die Gregoriaanse kalender en in 'n dag begin 12:00 in die nag en hy eindig weer eers 12:00 die volgende nag. So hy het 'n halwe aand en nog 'n halwe aand. Maar by Jahwe werk dit nie so nie. Elke dag het net een aand. Daarom tel hy ook in die begin by Genesis 1, dit is aand en is môre die eerste dag. Daar's nie 2 aande nie. Daar's een aand. So, as jy die Sabbat vier van aand tot aand, dan vier jy hom op die 10de dag, maar jy begin die vorige aand. Dit wil sê op die aand van die 9de, begin jy met jou Sabbat. As die son sak in die weste is gewoonlik by 6:00, dan gaan ons in 'n Sabbatstydperk in en dan Sabbat die mense tot die volgende aand 6:00. Want dan breek die nuwe dag aan. Goed, dat ek nou sien waar was ek laas, ek wil aanlees. Vers 33, en Jahwe het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van hierdie 7de maand is dit 7 dae lank die hittefees vir Jahwe. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. So met hierdie fees, onthou met die vorige fees, gaan dit oor die 14de van die maand, dan is dit nou Pasga. En die 15de was ongesuurde broodfees en dan is dit 'n Sabbat. Wanneer hy kom by die 7de maand se fees, dan maak hy die 15de dag, die begin van die hittefees,
en hy maak dit ook weer 'n Sabbat. Dan sê hy 6 dae, skus tog, op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. 7 dae lank moet julle aan Jahwe 'n vuuroffer bring. Op die 8ste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees en julle moet aan Jahwe 'n vuuroffer bring. Dit is 'n feestyd, julle mag geen beroepswerk doen nie. So op die 15de dag van die 7de maand begin die hittefees. Daai eerste dag is 'n Sabbat. Vir 7 dae hou ons hittefees. Die volk is eintlik veronderstel om in die veld te gaan kamp en lekker by mekaar te kom. Ag, mense kan in hierdie tyd boeresport hê en lekker kamp, soos wat hulle in die ou dae gedoen het. In die ou dae het hulle hierdie tipe ding gedoen. Dit is voordat ons oorhandig is aan 'n swart kommunistiese sataniese regering en die New World Order governments hier oorgeneem het. Maar voor daai tyd, toe die land tog aan die boerevolk behoort het, het die mense so by mekaar gekom, dan het hulle nou maar lekker fees gevier, en dit was gewoonlik oor Kersfees en Nuwe Jaar, en die mense dan by mekaar gekom, en dan het hulle nou 'n bietjie boeresport gedoen, en sommer lekker gekuier. Maar dit moet eintlik in die 7de maand gebeur. En dit moet eintlik gebeur saam met 'n hittefees, weer eens die volk onttrek, hulle slaan tente op en woonwaans, en hulle kom 'n bietjie kom uit die huis uit. Maar ons kan dit nie meer doen nie, want hulle sal vir ons doodmaak op strepe. Reg, so, mense moet nou spesiale plek kies, en as jy 'n plaas het, moet jy nou daarvoor voorsiening maak, eindelik moet jy wagte uitsit in die aand. Ja, ons bly in baie onsekere, onveilige tye, reg? Daarom gaan Vader, omdat ons die hittefeeste versaak het, ons het nie die hittefeeste gaan doen nie, en ons doen nie die Sabbatte nie, so nou is daar 'n probleem. So Vader moet dit terugvat. So hy vat dit terug deurdat hy die land in chaos dompel. En ons almal ons huise, karre, werke verloor. En ons moet vlug vir ons lewens. Wel, dan gaan jy veld toe. En dan kan die land versoening kry vir die tye wat ons dan nou hierdie feeste gemis het. So ernstig beskou Jahwe dit. So kom ek lees. So 7 dae lank moet julle aan Jahwe 'n vuuroffer bring. Op die 8ste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees, en julle moet aan Jahwe 'n vuuroffer bring. Dit is 'n feestyd, julle mag geen beroepswerk doen nie. So met die hittefees, is die eerste dag is 'n Sabbat, en dan die 8ste dag is ook 'n Sabbat. Met die Pasga en die ongesuurde brood, lyk hy amper dieselfde. So die Pasga is 'n gewone dag, die 15de dag was 'n Sabbat, 7 dae het ons 'n fees wat ons vier, maar op die 7de dag was dit dan nou ook 'n Sabbat. Nou hierdie keer is dit die eerste dag 'n Sabbat van die hittefees, en eers weer op die 8ste dag ook 'n Sabbat. En dan het die hittefees al die vorige dag gestop. En hierdie het alles te doen, hierdie hittefees het alles te doen met die 1000-jarige vrederyk. En nou het die 1000-jarige vrederyk tot 'n einde gekom. Ons vier dit al. Wat ons doen is, ons maak 'n profetiese uitspraak deurdat ons dit vier. Ons sê wel, hierdie hittefees was dan nou vir 7000 jaar, hittefees, 7, ons het die 7 het ons gedoen, en dan het ons nou die 1000-jarige vrederyk, en op die 8ste dag, dit wil sê op die 8ste 1000ste jaar, begin 'n tydperk van die telling, 'n ewigheid, 'n nuwe begin. Reg. So dit is waarna dit verwys. Nou ons is nog baie ver van dit af. Ons is 1800 en kom ons sê 80 jaar van dit af weg. So, maar intussen tyd moet ons maar die feeste vier. Ons kan nie dit los nie. Ons moet dit vier. Goed. Kom ons lees aan. Soos ek sê, ek gaan vir julle mooi die datums gee, so moenie bekommerd wees nie. Dit is die feestye van Jahwe wat julle moet uitroep as heilige vierdae, om aan Jahwe 'n vuuroffer te bring, 'n brandoffer en 'n spysoffer, 'n slagoffer en drankoffers, soos vir elke dag voorgeskrywe,
behalwe die Sabbatte van Jahwe, behalwe julle gawes en behalwe al julle geloftes en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan Jahwe gee. Maar op die 15de dag van die 7de maand, as julle die opbrengs van die land insamel, moet julle die fees van Jahwe 7 dae lank vier. Op die eerste dag is dit 'n rusdag en op die 8ste dag is 'n rusdag. En op die eerste dag moet julle vrugte neem van suurlike bome met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers en 7 dae lank voor die aangesig van Jahwe julle God vrolik wees. En julle moet dit as 'n fees van Jahwe 7 dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insettinge vir julle geslagte. In die 7de maand moet julle dit vier. 7 dae lank moet julle in hitte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hitte woon. Sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in hitte laat woon toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het. Ek is Jahwe julle God. En so het Moses dan die feestydde van Jahwe aan die kinders van Israel bekend gemaak. Pragtig, né? Baie mooi. So dis baie eenvoudig. Nou, soos ek sê, ons kan nie meer dit 'n fees vier nie. Dis nou te gevaarlik. Daarom vat God die volk Noord-Kaap toe en dan gaan hy met hulle daar hittefees vier. Hy gaan hulle in hitte laat woon, toe hy hulle, soos wat hy hulle uit Egipte land uitgelei het. So God gaan ons uit Egipte uitlei en ons gaan in die Noord-Kaap gaan ons woon in die veld. En dit is 'n pragtige profesie. Ek wil dit tog net dat mense net verstaan, dit is iets wat kom en jy gaan dit nie mis nie. Ek beloof vir jou, ons gaan almal daardeur gaan, want hier kom 'n baie ontstellende en 'n baie onveilige tyd. En dit is 'n Vader wil die volk dwing uit die stelsel uit. En die wat se harte reg is, wat al begin gereed maak het, hulle weet hulle moet gaan. Dis asof die ouens wat baie sterk geestelik ingestel is, hulle kan sien, die ding is besig om sleg verkeerd te loop. En mense sien eintlik nie meer kans vir die stelsel nie. So, mens moet bid dat Vader ons uitvat. Want hier in Micha 4, praat hy van die volgende. Hy sê, krimp in mekaar en bring voort, o dogter van Sion, dis nou die boerevolk, soos een wat baar, want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon, en jy sal in Babel aankom, daar sal jy gered word, daar sal Jahwe jou verlos uit die hand van jou vyande. So daar in die veld gaan Jahwe ons ontmoet, en van daaraf sal hy ons uitlei na vrede en vryheid toe. Dit is wat hy hier vir jou verduidelik. Nou ja, toe ek bietjie deur dit gaan, wat ek soek toe vir iets anders, ek wil sommer kyk waar word daar oral gepraat van die hittefees, wat jy sien dat die fees wel gevier is in die skrif, ons sien verwysings daarna, maar ek soek toe nou onder die woord 7de, en ek kom af op 'n profesie van Haggai 2. Nou kom ek nou sommer net vinnig sien. Ja, hier is 'n baie mooi stuk. Kom ons doen Haggai 2. Toe ek nou na dit kyk, toe dink ek moet eintlik lees van Haggai 1 af. Ek maar net 2 hoofstukke. Dis nie lang hoofstukke nie, maar dit gee vir ons 'n baie duidelike beeld. Dat mens nou nie so in die helfte van die brief invul nie. Kom ons begin van die begin af. In die 2de jaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, het die woord van Jahwe deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en tot Josua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en gesê, so spreek Jahwe van die leerskare. Hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van Jahwe gebou moet word nie. Nou, onthou weer eens, profesie kan herhaal. En baie sal nou sê, maar hierdie profesie het te doen met die herstel van Jerusalem en die bou van die tempel. Die volk keer dan nou terug daar uit die tydperk van die Mede en die Perse, en is dit onder Cyrus, het hulle toe 'n geleentheid gehad om terug te gaan en dan die tempel te bou. Reg, maar hierdie is ook 'n profesie
En wanneer 'n mens hom lees, gaan jy dit agterkom, vir ons tyd, wanneer die huis van Israel weer herbou moet word. Dit wil sê die volk Israel moet bymekaar gebring word, sy moet versamel word uit die nasies, bymekaar gebring word en weer herbou word tot 'n koninkryk wat die wêreld sal regeer. En as 'n mens, soos ek sê, Haggai 1 en 2 mooi lees, dan kom jy agter, maar hy verwys eintlik na die herstel, die finale herstel van Israel toe. En hy bring dit in verband met belangrike gebeure. So, kom ons lees verder. So het die woord van Jahwe dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê, is dit vir julle self wel tyd om in betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê? So sê Jahwe van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. Nou as hy dit nou so verduidelik, dan klink dit amper soos 'n ineenstorting van die ekonomie. So sê Jahwe van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê Jahwe. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. Julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom? Spreek Jahwe van die leerskare, terwille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrengs teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. Toe het Serubabel, die seun van Sealtiel, en Josua, die seun van Josadak, die hoofpriester en die hele oorblyfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van Jahwe hulle God en aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag waarmee Jahwe hulle God hom gestuur het, en die volk was vervul met vrees voor die aangesig van Jahwe. Daar het Haggai, die boodskapper van Jahwe, kragtens die boodskap van Jahwe met die volk gespreek en gesê, ek is met julle, spreek Jahwe. En Jahwe het die gees van Serubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en die gees van Josua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en die gees van die hele oorblyfsel van die volk opgewek, en toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van Jahwe van die leerskare hulle God. En dit was op die 24ste dag van die 6de maand in die 2de jaar van koning Darius. Goed, nou kom ons by Haggai 2 en nou maak hy 'n profesie. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van Jahwe deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê. Nou voordat ek aangaan, die 21ste dag van die 7de maand val hierdie jaar op 4 Oktober. So, die eerste 14 September begin die 7de maand, dis 'n Sabbat. 23 September is dit Versoendag. 28 September begin die Hittefees en is dit Sabbat. Op die 4de Oktober is dit die laaste dag van die Hittefees. Dit wil sê, dit is die 21ste dag van die 7de maand. En op 5 Oktober, wat 'n maandag is dan 'n Sabbat, en dan eindig die fees. Hierdie finale feeste van Jahwe. Dan bly daar een vir ons oor, naamlik Geloftedag 16 Desember. Nou ja, toe ek by hierdie kom, toe is dit as 'n vader vir my sê, gaan na jou kalender toe, en gaan kyk wat daar staan, die een wat jy nou so mooi geteken het, en gehighlight het, en gaan kyk wanneer is die 21ste dag. Nou toe ek so 3 weke terug gesit het met, vader het aan my iets geopenbaar, so 3 weke terug. En dit het dan baie te doen met my persoonlik, maar onthou, wat het Deborah vir julle gesê? Ek is julle merker. Ek is julle merker. So, wanneer
wanneer my dramas aan die gang kom, dan beteken dit die tye is baie naby dat die volk se drama aan die gang kom. So ek is so 'n profetiese merker vir julle. So toe ek nou gaan sit het en ek gaan dink by myself, maar ek moet hierdie 7de maand vir julle uitwerk, want dit is baie belangrik. Ek moet dit doen, ek doen dit elke jaar, maar hierdie jaar is baie besonders, dat ek net sien hoe val hy op die kalender, want ek het 'n spesifieke datum gekry. Ek het 2 spesifieke datums gekry. Een het ek gekry in 2015 toe ek so siek was dat ek geweet het ek gaan Kalafong toe. En ek het my dogter ingeroep, ek het vir haar gesê, jy moet vir jou ma bid. En ek onthou, ag sy was nog jonk. Nou, ek dink die kinders was daai tyd meer gelowig as wat hulle nou is. Maar sy het my ook so gekyk, want ek dink toe lê ek al die 2de of die 3de dag plat in die bed en ek is so siek soos 'n hond. En daar's nie 'n medies nie. Ek is baie siek. Ek moet eintlik by 'n dokter uitkom dat mense nou kan dat hulle jou begin afboek. En ek sê vir haar, ek is op pad Kalafong toe. Asof ek het 'n sekere wete gehad ek gaan hospitaal toe. En dit sal 'n swart hospitaal wees. Hulle gaan my daar opneem. Ek sê vir haar, jy moet vir my bid. Want anders weet ek nie of ek sal terugkom uit die hospitaal uit nie. En sy het haar hande op my gelê en vir my gebid vir genesing. En ek onthou ek het aan die slaap geraak en terwyl ek aan die slaap raak, toe weet ek die siekte het gedraai. Ek is alright. En ek het gesond geraak en ek is later terug skool toe. En ek was 'n week siek. En ek onthou ek was skaars by die skool. Toe's daar 'n juffrou, my buurvrou wat nou langs my klas gee. Die juffrou, toe ek die middag by haar instap 1 uur, toe hoes sy baie sleg. En ek het haar so gekyk. Toe sê ek vir haar, ek het dit wat jy nou het ek laas week gehad en ek was byna dood. Gaan dadelik dokter toe. En ek onthou die naweek het gekom en die maandag toe ons by die skool kom, toe sê juffrou nie by die skool nie. Toe dink ek, ja, sy's baie siek. Toe hoor ek by die ander, sy is al oor die naweek opgeneem. Sy was 3 weke in die privaat hospitaal. So, kyk hoe goed was Vader vir my. Ek was 7 dae by die huis en ek het dit oorleef en ek is terug skool toe. Sy was 3 weke, met daai siekte was sy 3 weke in die hospitaal en toe sy komplikasies, sy moes teruggaan. So sy was byna dood. Nou ek sê vir jy, as jy in 'n staatshospitaal is, in daai tyd is jy dood. Maar ek onthou in daai tyd, toe gee Vader vir my 'n datum in Oktober. En die datum was so, dit wat hy vir my sê, was vir my baie ontstellend. Reg? Ek was nie gereed daarvoor nie. In my hele lewe was ek nog bekommerd oor die datum. Hierdie datum dra ek met my saam al oor die 10 jaar. Hierdie is die 11de jaar wat ek hom saam met my dra. En hy's hierdie jaar gaan hy in vervulling gaan. En nou is ek gereed vir hom. Ek het gereed geraak vir hom. Wys jou maar nou net, Vader is groot en genadig. So dit is die een datum, was in Oktober, en toe het hy vir my nog 'n datum gegee, ongeveer so, ek dink so 2 jaar terug, 2023 of so, toe gee hy my die datum, hy gee my die woorde Yom Kippur. Hy gee my die datum Yom Kippur, en hy gee 'n getal, ek kon die woorde sien en ek kon 'n getal sien. En die getal is 'n getal wat hy bly dit herhaal. So ek het die getal seker nou al 4 keer gedroom. En elke keer koppel hy hom aan iets anders. Maar ek verstaan nou al wat hy vir my sê. En ek het met die datum op feeslik gesit, die kant toe en daai kant toe, want Yom Kippur is jy hom invoer in die rekenaar in, by die internet in, dan gooi hy vir jou die Yom Kippur oorlog uit, wat begin het op 6 Oktober 1967. En dit gaan dan nou oor, hy praat van die 6-daagse oorlog, en waar die, ja, dis die 1967 oorlog, wacht het ek net seker maak, dat ek het my datums reg het. Skies toch, is 1973, dit gaan oor die 1973 oorlog, toe Egypte, saam met Syrië, 'n koalisie van Arabiese state, het saamgekom om die grond te probeer terugkry wat die Jode in 1967 gesteel het met die 6-daagse oorlog. Reg.
So die Yom Kippur oorlog word ook genoem die Ramadan War, of dan die Oktober oorlog. En dit het alles te doen, dit het begin op die 6de Oktober 1973 en het aangegaan tot by die 25ste Oktober 1973. So dit is die Yom Kippur oorlog. Dit is waarna die datum verwys. So vader het toe vir my gesê Yom Kippur, ja, ek het nou geweet dit het te doen met 6 Oktober, ek het daai deel baie mooi verstaan. En hy het vir my getal by dit gevoeg, menende van daai dag af, tel 'n mens dan nou soveel dae aan. Dit is vir my belangrik om te weet. So hy gee vir my 'n tydperk waaroor ek baie dankbaar is. En so dis 'n getal wat hy vir my gegee het. So ek het 2 datums wat te doen het met Oktober maand. En my persoonlike opinie is ons gaan daai gebeurtenisse wat vader vir my gewys het, 10 jaar terug in 21 en die ander 21-23, dit moet hierdie jaar in vervulling gaan. En hoekom moet dit hierdie jaar in vervulling gaan? Want ek het hierdie drama met die CIA. So, en ek het nie hierdie drama gehad laas jaar met hulle, of die jaar voor dit, of die jaar voor dit nie. Niemand het my toegeplan nie. Hierdie is die jaar, en hy kom al oor 'n lang tydperk, soos ek vir julle al verduidelik het, sit ek met 'n oop leere, open file by hulle, en hulle wil baie graag hierdie probleem afhandel. So, na aanleiding van my drama met die CIA, wat besig is om te eskaleer, beteken dit Oktober gaan vir my 'n besondere maand wees. Ek glo dit met my hele hart. Ek kan nie, ja, ek mag verkeerd wees, maar dit lyk vir my, dit is dan nou hierdie jaar 2026. En toe ek die datums gaan uitwerk van die Hittefees en die Versoendag, toe kom ek tot die ontstellende, eintlik ek was baie bly, want toe ek nou daarna kyk, toe sien ek maar, op 5 Oktober, eindig die Hittefees, dis 'n Sabbat, dis 'n maandag. Hy het ook vir my iets gewys oor 'n maandag. Met die gevolg is, ek is klaar met die feeste. So in Vader se groot genade het hy my deur die jaar gevat en ek kon al die feeste klaarmaak en ek kon dit met julle behandel en ek is baie dankbaar daaroor. So dit was vir my 'n bevestiging dat die Hittefees klaarmaak op die dag voor 6 Oktober. So ek het 3 bevestigings, myns insiens dan nou, vir Oktober 2026. So, soos ek sê, na aanleiding van my drama met die CIA, gaan Oktober vir my 'n besondere maand wees. Reg? So, maar hierdie is in Vader se hande, dit is nie in my hande nie. En dit het baie te doen met die Iran-oorlog, met die feit dat daar olietekorte is, kunsmistekorte. Onthou dit het te doen met die 3 jaar tydperk wat vir ons gegee het, wat Vader vir ons gesê het, julle moet tel van Januarie af, is dit 3 jaar in die toekoms in tot November 2028. En hierdie is dan nou die laaste 3 jaar. En in hierdie 3 jaar gaan ons die verwoesting sien van die Midde-Ooste, die Joodse staat, die Moabiete, die Turke. Ons gaan hierdie groot verwoesting sien van Europa, die 3de wêreldoorlog. Dit wat die Bybel oor en oor vir ons profeteer, moet in die volgende 3 jaar geskied. En nou is die goeie nuus natuurlik dat ons bietjie meer as 6 maande al in die 3 jaar is. Wat beteken, die dinge moet aan die gang kom. En ek het onlangs met iemand daaroor gepraat, toe sê ek, Vader is baie lief vir die boerevolk. Hy is baie lief vir ons. Want hy besef, ons kan nie 'n Oekraïne drama of 'n Palestynse drama hanteer soos hulle nie. So van 2023 bom hulle Gaza en daai mense bly tussen rubble en tente en hulle kry nie kos nie, hulle sterf op strepe. Ons sal nie dit maak nie. Ons as boerevolkie sal nie so iets maak nie. So wat hy doen is,
Hy bring ons baie naby aan die aarde se geboortepyne. So wanneer hy ons veld toe vat, dan is dit letterlik in hierdie laaste tydperkie van die geboortepyne van 'n nuwe aarde en van 'n derde wêreld oorlog, wat beteken die tyd na herstel toe is baie kort. Want onthou, die profesie is 'n jaar van vergelding, 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding in die regsaak van Sion. Dit is baie belangrik, dit moet geskied. En Vader is groot, hy bring ons baie naby aan die geboortepyne, wat beteken hierdie buitelandse magte wat ons wil verpletter, gaan nie die tyd hê om dit te kan doen nie. So, prys Jesus se wonderlike naam, hy is so goed vir ons, hy is so goed vir ons. Nou ja, so ons kom nou terug na hierdie profesie toe. So toe ek nou begin lees, en ek kyk na hierdie profesie van Haggai 2, toe sê ek, sjoe, maar dis eintlik vir ons, laat ons daarna kyk. En hier is nog iets, voordat ek nou aangaan, wil ek julle terugvat na Jesaja 29 vers 1, wat ek met julle baie mooi behandel het, maar ek gaan dit gou vir julle, ek gaan dit voorlees, julle ken nou al. Hy sê, wee Ariel, stad waar Dawid laar opgeslaan het, voeg jaar by jaar, laat die feeste hulle kringloop volbring. Dan sal ek Ariel benoud maak, en daar sal geklag en geklaag wees, en dit sal vir my soos Ariel wees. En ek sal in 'n kring teen jou laar opslaan, en jou met wagposte beleer, en skanse teen jou oprig. Dan sal jy diep uit die grond spreek, en op 'n dowwe toon sal jou woord uit die stof voortkom, en jou stem sal uit die grond opkom soos die van die gees van 'n afgestorwene, en uit die stof sal jou woord piep. Maar die menigte van jou vyande sal word soos dun stof, en die menigte van die tiranne soos skap wat wegwaai, en dit sal heeltemal onverwags gebeur. Vanweë Jahwe van die leerskare sal jy in genade besoek word met donder en aardbewing en groot gedruis, wind en storm en die vlam van 'n verterende vuur. En soos 'n droom, 'n naggesig sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen Ariel, ja, almal wat teen hom oorlog toe trek en teen sy bergvesting en hom benoud maak. Want hy praat van die boerevolk. En soos 'n hongerige droom dat hy eet, maar hy word wakker en sy siel is leeg, en soos 'n dorstige droom dat hy drink, maar hy word wakker en hy is moeg en sy siel versmag, so sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen die berg Sion. En dan sê hy hoe hulle sal waggel en hoe hy hulle sal verwoes. Nou, toe ek met julle die Pasga gedoen het, toe sê ek vir julle, ek dink die kringloop van die feeste is voltooi. Die kringloop van die feeste is in 2026 voltooi. Maar nou ja, ek meen, al die feeste moet nou deurhardloop. So, ons is nou op pad na die 7de maand se fees toe, en dit moet afgehandel word. En dan bly net 16 Desember vir ons oor. En ek sê vir julle, teen Desember maand is hierdie boerevolk in die moeilikheid. Ek dink Sido se profesie van Kersfees is 'n tydperk van verskriklike rou vir die boerevolk. Ek dink dis hierdie jaar. Maar dit het alles te doen met die kringloop van die feeste is voltooi, en Deborah word geteken deur die CIA. Die CIA het my geteken, want eintlik eerste, kyk, daar's ander ouens wat hulle ook 'n plan mee het. Ons weet met watter ouens het hulle ook 'n plan. En die rede hoekom hulle my eerste geteken het is, ek woon alleen op 'n plot. Daar's nie regtig iemand wat na my omsien nie. Jy kan my maklik uit die weg uitruim, en van my ontslaa raak, en niemand sal regtig bekommerd wees nie. Niemand sal nie. Ek sal net nog 'n statistiek wees, en ja, hulle sal my begrawe of my lijk skenk vir mediese doeleindes, as die begrafnis nog kleiner en kos nog goedkoper. En niemand sal regtig bekommerd wees daaroor nie. Dit was hulle redenasie. So, sy is die een wat weerloos is, so ons gaan haar eerste teiken, en dis net daar waar hulle die fout gemaak het, want ek is nie weerloos nie. Ek is weerbaar, want ek het Vader. En my God kyk na my. So, hier lees ons dat die kringloop van die feeste is voltooi, dan sal God teen die boerevolk optrek. En dis nie toevallig dat daar November maand 'n munisipale verkiesings is nie, hierdie jaar nie. Dit werk alles in by hierdie groter krisis wat ons nou sien.
Nou as ons kyk na hierdie verhaal van Haggai 2, ekskuus dat ek net gou soontoe teruggaan. So sê hy dat die aankondiging gedoen moet word op die 21ste dag van die 7de maand. Dit wil sê daai 4 Oktober is dan nou by ons die 21ste dag van die 7de maand. Dan sê hy spreek terug met Serubabel die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda en met Josua die seun van Josadak, die hoofpriester en met die oorblyfsel van die volk en sê, wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeë heerlikheid gesien het? En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Nou, voor ek verder gaan, wil ek het gaan kyk na die name, want die name is altyd interessant en is profeties. Nou Haggai beteken festive, menende feestelik. Serubabel beteken gebore van Babel of Babel of gebore uit Babel. Dit is wat Serubabel beteken. Shealtiel beteken I have asked God. En Josua is eintlik Jehoshua en dit beteken Yahweh red, Yahweh saved. En dan kry ons Josedek of Josedak, wat dan is Yahweh is geregtigheid. So hierdie, hy sê Josua die seun van Josedak die hoëpriester. So kom ons kyk, Serubabel is die seun van Sealtiel, so Serubabel is die gouverneur van Juda, en Josua was die, of Jehoshua was dan die hoëpriester van hierdie handjievol Judeërs wat toe nog in Babylon gebly het onder die Mede en die Perse. Maar voor ek verder gaan, ek wil net hierdie een ook aan julle gee, die naam Ariel, wat natuurlik ook staan vir die boerevolk, is 'n ander naam vir Sion, beteken leeu van God, maar dit kan ook beteken altaar van God. En onmiddellik toe ek na die betekenisse kyk, toe weet ek na watter verse dit verwys. So Juda is die leeu, volgens is dit Genesis 49 vers 9. Hier word van Juda gesê, Juda is 'n jong leeu, van die roof af het jy opgeklim, my seun, hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin, wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete, totdat Silo kom en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. So tot en met die koms van Jesus Christus, tot en met die wederkoms van Jesus Christus, wanneer die aarde se heerskappy oorhandig word aan Jesus, so ons wat dan nou die Israel koninkryk is, sal met sy wederkoms die heerskappy oorhandig aan hom. Nou tot en met dan sal Juda die regeerder van die 12 stamme bly. Sy sal altyd die regeerder bly, alhoewel Efraim die eersgeboortereg gehad het. God gaan die eersgeboortereg wegvat van Efraim en dit teruggee, en dit gee vir Juda, sodat die scepter en die veldheerstaf, so die koningskap en die eersgeboortereg word dan verenig onder Juda, en Juda is dan die leierstam onder die herstelde Israel. Maar Ariel beteken ook altaar van God. En dit het alles te doen met Jesaja 19 vers 19. Nou die altaar is bloedrivier, reg? Nou die bloedrivier gelofte was 'n altaar. So die volk het daar gesê, ons sal vir u 'n volk wees, spaar ons net, gee ons die oorwinning. So die volk het hulle self op die altaar geplaas. En toe sê Jahwe, goed, ek gaan nou hierdie klomp Kesiete en Kanaaniete in julle plek offer. Dan is hierdie verbond tussen my en julle seker en dit is gesluit en daar's niks wat dit kan breek nie. Nie van sy kant af nie. So die altaar van God is bloedrivier, is die gelofte van 16 Desember 1838. In die dag sal daar 'n altaar wees vir Jahwe binne in Egipteland en 'n gedenksteen vir Jahwe by die grens. Hy praat van een ding, hy praat nie van twee goed nie. Daar is vir Jahwe 'n altaar
binne in Afrika, dit is die Bloedrivier, en dit is die Bloedrivier gelofte is eintlik die volk, dis die boerevolk. 'n gedenksteen, daar's vir Jahwe dan ook 'n gedenksteen, hierdie altaar is 'n gedenksteen, menende elke jaar gedenk ons dit op 'n bepaalde dag, naamlik 16 Desember. Dit is ons gedenksteen. Reg, so as mens nou eers 'n bietjie na die woorde kyk, na die name, dan maak dinge baie sin. Want wanneer die boerevolk in die Noord-Kaap is, dan word sy gebore uit Babel. Dit is wat hy sê, sy's gebore, hierdie sê die Babel, hierdie volk word gebore uit Babel, wanneer ons in die Noord-Kaap is. Dan is daar 'n geboorte van weer 'n seentjie, 'n geloofseentjie, en dan kom hierdie volk tot hulle sinne. En die Bybel sê, ons sal oor Jesus en oor Jahwe ween, soos wat 'n mens ween oor 'n eersgebore kind. Nou ja, kom ons lees verder. So, hy sê vir hulle, ek gaan nou 'n profesie gee. Julle sien hoe lyk hierdie huis, en hy praat van die huis van Juda. Hy praat nie van 'n plek nie, hy praat nie van 'n muur nie, hy praat nie van 'n tempel wat nou moet herbou word nie. Ons is lankal verby daai punt. Jesus is ons tabernakel, hy is ons tempel. Hy het dit ook gesê. Hy is die tempel. Reg. Ons is sy heiligdom, want ons is as gevolg van die Bloedrivier gelofte sy heiligdom. Nou sê hy, nou dan skep moed, sê die Babel, spreek Jahwe en skep moed Josua, hoofpriester seun van Josedak, en skep moed julle almal, volk van die land, spreek Jahwe en werk, want ek is met julle, spreek Jahwe van die leerskare, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipteland, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. So hy sê, skep moed, nie nou moedeloos raak nie. Ons weet almal dit gaan nou van bad na worse. Hy sê, maar moenie bekommerd wees nie. Onthou hy praat oor die oorblyfsel. Hy praat met die handjie vol wat nog die pad saam met hom stap. Hy sê, met betrekking tot hierdie verbond wat ek met julle gesluit het in Egipteland. Nou onthou, daardie verbond is vernuwe. Met die nuwe verbond. So hy verwys, sonder die ou verbond van Sinai, kan daar nie 'n nuwe verbond wees met Jesus Christus nie. Verstaan julle? So, hy sê, daai verbond gaan natuurlik die nuwe verbond vooraf, en op grond van daai nuwe verbond, my gees sal bestendig bly in julle midde. Moenie bekommerd wees nie. Hy sê, gaan julle nie verlaat nie. Want so sê Jahwe van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. En as jy nou hierdie stuk lees, dan kom jy agter my, hy noem dit 2 keer. En ek gaan nou vir julle sê na wat dit verwys. Hy sê, ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei, en ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê Jahwe van die leerskare. So hy praat van iets, 'n kataklisme, wat nie net op aarde sal wees nie, maar ook in die hemel. Want hy sê die hemel en die aarde, die see en die droë grond sal bewe, sal skud. There's coming a great shaking. Dan sê hy, want dan moet iets gebeur, en hierdie wat hy sê, die skatte van al die nasies sal toevloei, beteken hy verwoes totaal die hele stelsel. En dan gaan dit oor Micha 4 vers 13, waar hy na dit verwys. Ek gaan dit gou vir julle lees. Micha 4 vers 13. En hier sê hy, staan op en dors, o dogter van Sion. Dit meen, die tyd sal kom dat hierdie boerevolk opstaan en skoonmaak, maar dit sal nie nou wees nie. Ons wag vir die wapens van die Duitsers af. Want ek sal jou horing yster maak en jou kloue koper, en jy sal baie volke fyn trap, en jy sal hulle onregverdige wins aan Jahwe toewy, en hulle rykdom aan Jahwe van die ganse aarde. So, ons gaan kyk, ons gaan dit verwoes. Dit wat hulle opgerig het, soek Jahwe nie. Hy soek dit nie. Hy kan niks daarmee doen nie.
Dis sinneloos. Data centers en artificial intelligence en Palantir en drones en Jaweh het dit nie nodig nie. Hy doen sy dinge daarsonder. Hy laat sy woorde in waar gaan deur middel van sy gees. Ja, partymal is oorloë nodig, dit is so, en daarom sê hy, die dogter van Sion, dit is die boerevolk, sal opstaan en sy sal, sy is die klein rotsie, die klein stukkie klip wat van die groot rots afval, Daniël 2, en sy sal die beeld aan sy voete stukkend slaan. Dis waarvan hy praat. Ons gaan die stelsel verwoes. Hulle dink hulle gaan die nuwe wêreldorde hier implementeer met die peace system. Onthou, ordo apkau, menende uit chaos uit gaan ons 'n nuwe orde daar stel. So al wat hulle moet doen is hulle met die chaos oor Suid-Afrika bring. Dit gaan nie veel kos om dit te doen nie. Maar hier is 80 miljoen volksvreemdes in die land wat chaos sal veroorsaak as hulle honger is en SASSA word nie betaal nie. Met die gevolg is uit daardie chaos sal hulle die VN soldate instuur en die Amerikaners en die Britte en wat ook al en hulle sal 'n nuwe wêreldorde stelsel hier implementeer met 'n QR-code en 'n verpligte jab en 'n digital ID en what have you. Kyk, hulle het groot planne vir Suid-Afrika. Hulle wil van ons die model maak van hoe dinge gedoen moet word vir die res van die wêreld. Nou ja, dit sal nie slaag nie. So, Vader gaan dit vir 'n kort rukkie toelaat, dit sal nie eers 'n jaar wees nie. En dan begin hy ineenstort. En al wat die boerevolk moet doen in hierdie tyd is om na die Noord-Kaap toe uit te wyk en na hulle self om te sien, na hulle siekes te versorg, loof en bid en sing en plante tamatie. En prys Jesus se wonderlike naam, want hy gaan ons uitred. Nou, kom ons kom terug na Haggai 2. Onthou, dit gaan oor die profesie. Haggai 2. Reg, so hy sê, hy sal hierdie huis van Juda gaan hy weer oprig. En hy gaan dit doen in 'n tydperk waar hy die hemel en die aarde en die see en die droë grond sal laat bewe. Ook die nasie sal bewe. Dan sê hy, aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek Jaweh van die leerskare. Nou hy praat hier van boerevolk, hy praat van die silversmeltkroes, hy praat van Israel, hulle is die silwer en die goud. Dis van wat hy praat. Hy sê die komstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre. Hy's reg. So, hy sal Juda weer oprig, maar hy sal Israel hierdie keer by haar versamel. Onthou, in die tyd van Salomo, net daarna, toe het hy Israel laat skeur in 10 in 2 dele, 10 stamme en 2 stamme, en van daar af was dit downhill, dit was afdraande van daar af. Nou ja, so, hy sal weer Israel moet herstel, soos in die tyd van koning Dawid. Daar moet 'n herstel plaasvind, soos in die tyd van Dawid, waar ons dan die vyande van Jaweh totaal sal verslaan. Ons sal die beeld aan sy voete stukkend slaan. Dan sê hy verder, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê Jaweh van die leerskare, want ons sal die wêreld regeer. Hy sê dit. Staan in Daniël 7 laaste verse. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek Jaweh van die leerskare. Die res van die wêreld gaan baie donker wees. Believe me you. Hy gaan 'n donker plek wees, met baie onrus, drama, hongersnood, dit sal verskriklik wees. Want dit het alles te doen met 'n derde wêreldoorlog en die kataklisme wat Vader oor die aarde bring. Maar hier in Suid-Afrika, enigste blanke land wat sal oorbly, 'n hawe vir blankes wêreldwyd, sal daar min mense wees, behalwe nou die klomp Israeliete wat nou stelselmatig hier vergader word, die blanke Israeliete. En dan sê hy sal vir ons vrede gee. En ek kan die verse uithaal oor hierdie. Ek sal kyk of daar kans het, gaan ek bysit. Op die 24ste van die 9de maand in die 2de jaar van Darius het die woord van Jaweh gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê, so sê Jaweh van die leerskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê, as iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra en hy sou met sy slip aan 'n brood raak of iets wat gekook is,
of wyn of olie of watter spys ook al, sal dit heilig word. En die priesters het geantwoord en gesê nee. Daarop sê Hagai, as iemand wat deur 'n lijk verontreinig is aan al hierdie dinge sou raak, sal dit dan onrein wees. En die priesters het geantwoord en gesê dit sal onrein wees. Toe antwoord Hagai en sê, so is in my oë hierdie volk en so hierdie nasie spreek Jahwe, en so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer, onrein is dit. Reg, nou ek het toe gegaan en ek het vir Artificial Intelligence vir DeepSeek gesê, luister, kyk vir my bietjie na hierdie en gee vir my 'n opsomming daarvan. En ek gaan dit vir julle vinnig hier lees. Dit is nou in Engels, maar ek gaan hom sommer so in Afrikaans vertaal. Nou hierdie vers het klink baie vreemd. Dit gaan daaroor dat as jy die heiligheid is nie aansteeklik nie. So holiness is not contagious. You cannot make something right with God just by rubbing shoulders with something sacred. So dit help nie net jy gaan kerk toe en ag ons is nou almal Christene en ons glo almal in Jesus, maar ons leef nie heilig nie. Ons sê ons is heiliges, ons sê ons behoort aan Jesus, ons glo in die nuwe verbond, maar ons leef nie die nuwe verbond nie. Maar sê hy, onheiligheid, besoedeling is aansteeklik. So, if someone is unclean due touching a corpse, and that unclean person touches ordinary food, does the food become unclean? Ja, sê die priesters, dit is so. So, uncleanliness is contagious. Sin and defilement spread like disease. Amen. Dit is so, die besoedeling is, dit versprei. Dit is aansteeklik. As jy hom los, dan versprei hy. Ek kan aan baie dinge, hierdie communities, wat ons so gelos het, en nou is hulle tot in die kerke, en oral is, wil hulle graag hulle stempel afdruk, die communities. Ek praat nie eers van die verbastering nie. Goed. Dit is waarvan hy praat. Hy sê, hierdie volk is heeltemal korrup. Maar nou loop, hulle is nou in die kerk, en hulle doen die bazaar, en ja, nou dink hulle is nou gereddes. Maar hulle leef nie soos gereddes nie. En dit gaan ons dan nie red nie. Hy sê, dit gaan julle nie red nie. Hy sê, kyk deur dit. Hy sê, merk dan nou tog op, van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van Jahwe. In die tyd het iemand gekom by 'n koringmiet van 20 maat en daar was maar 10. En hy het gekom by 'n parskyp om 50 emmers te skep en daar was maar 20. So daar's tekorte. Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en haal en al die werk van julle hande, nogtans het niemand van julle hom tot my gewend nie, spreek Jahwe. Hy sê, nadat ek strafgerigte oor julle gebring het, luister julle nog steeds nie. Julle gaan aan met die besoedeling, met die verbastering, met die hoereer. Julle is besig met baalgodsdienst tot in die kerke, en julle dink julle is op die regte pad. Merk tog op van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, naamlik van die dag af toe hulle die fundament van die tempel van Jahwe gelê het, merk op, is daar nog saad in die skuur. Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewer nie. Van hierdie dag af sal ek seën. Vir die tweede maal het die woord van Jahwe tot Hagai gekom op die 24ste van die maand en gesê, spreek met Serubabel, die gouverneur van Juda, en sê, ek sal die hemel en die aarde laat bewe. Weereens, hy sê, ek gaan 'n katekisme stuur. Hy sê dit 2 keer in hierdie hele hoofstuk, en dit gaan alles oor die herstel van die huis van Juda, oor die herstel van die boerevolk. Hy sê, ek sal die koningstrone omverwerp. Dit het alles te doen met Jeremia 49 se laaste verse. Sal dit nou vir julle lees. En die mag van die heidense koninkryke verdelg, en ek sal die strydwaans en die wat daarop ry omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander. In die dag spreek Jahwe van die leerskare, sal ek jou neem, sê die Babel, so die een wat gebore is uit Babel, seun van Sealtiel, my knegt, spreek Jahwe, en jou maak tot 'n seelring, want jou het ek verkies, spreek Jahwe van die leerskare. Nou, hierdie woord seelring
Dis eintlik, dit wys op identiteit, autoriteit, sekuriteit, veiligheid. So, dit het in die ou dae, was die ring aan die koning se hand, en hy het, met daai ring, het hy, as jy 'n brief stuur, dan druk hulle hom in die was, en dan word hy geseël, en dan druk hy en gooi die was op hom, en dan druk hy die seël van die koning daarop, en net hy het so 'n ring. Niemand anders het nie, en dit wys vir jou, dis autoriteit, dit identifiseer die skrywer en waar dit vandaan kom, en as dit gebreek is, dan weet jy, daar's fout, daar is, iemand het dit oopgebreek, en nou is word die inligting versprei aan almal, waar dit dalk net vir een persoon bedoel was. So dit is waarvan hy praat. Dit is autoriteit, identiteit en veiligheid. Nou kom ons kyk terug hierson. So hy sê, boerevolk, hy sê, julle sal my identiteit, my autoriteit dra, en julle sal sekuriteit verskaf vir die herstelde Israelvolk hier in Suid-Afrika. Dis wat hy sê. Ek wil gou terugkom. Ek weet ons is nou oor 'n uur, ek vra verskoning. Ek wil gou terugkom na hierdie verse waar hy sê, hy gaan nog eenmaal sal hy die hemel en die aarde laat bewe. Ons kyk, hy sê dit hier by vers 6. Hier by ons staan, ek weet nie, sal kyk wat staan op die Engelse Bybel, ek dink die Engelse Bybel sê, nog eenmaal, maar hier sê hy, 'n rukkie nog 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde, die see en die droë grond laat bewe. Ek wil gou vir julle wys waarna verwys dit. Dit het alles te doen met Lukas 21 vers 6. Dit wil sê, daai bekende gedeelte, waar hy sê, Lukas 21 vers 26, skies, en daar sal tekens wees aan die son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies, in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun. En mense se harte beswyk van vrees en verwagtinge van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. En sekere Engelse Bybel sê, and the heavenly bodies shall be shaken. Nou, die aarde is ook 'n heavenly body. Die maan is 'n heavenly body, die planete is alles heavenly bodies. So hy sê, daar is dinge wat oor die wêreld sal kom, en mense sal hartaanvalle kry, as gevolg van dit, maar die teken sal wees aan die son, maan en sterre. Hy sê, die nasie sal radeloos wees, wanneer see en branders dreun. Hoekom? Want die see gaan sy grense oorskry. Hy gaan oor die kusvlaktes hardloop. Baie mense gaan sterf, ons het baie oor gepraat. Ek het vir julle gesê, daai groot asteroïde sal inkom, hy sal diskant Puerto Rico tref, hy is die eerste een van die grootes wat inkom, en in 'n kwessie van 'n paar uur sal miljoene op die kusvlaktes van die wêreld sterf. Die wêreld gaan in absolute rou gedompel word, en dit is net die begin. Hy sê dit vir jou ook in Matteus 24 vers 29. Ons lees en luister hoe lyk hy daar. Hier sê hy dit mooi, en dadelik na die verdrukking van daardie tyd. Luister mooi, en dadelik na die verdrukking van daardie dae. Reg? So, onthou, ons gaan die verdrukking deurgaan. Baie gaan dit oorleef, en baie gaan dit nie oorleef nie. Maar die 144.000, die oorblyfsel van Israel, wat hy opgerig het, om die herstelde Israel weer te begin op hierdie aarde, op 'n nuwe aarde, of op 'n veranderende aarde. Want hy gaan hom 'n bietjie herorganiseer. Hy sê, dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie. Ja, daar massiewe verduisterings. Ons praat van verduisterings van 7 dae lank. En die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskit word. En mense, dit het nie te doen met die wederkoms nie. Dit het te doen met die verwoesting van die aarde. Reg, so dit baie belangrik, en dan wil ek gou teruggaan, en ek moet dit bysit, Hebreërs praat so mooi daarvan, Hebreërs 12 vers 22, ek dink dis hier waar ek gelees het van nog eenmaal. Hy sê, maar julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele.
So hy sê, daar's 'n herstelde Israel koninkryk, wat in die hemele sal begin, en dan sal dit oorgeplaas word na die aarde toe. Dis waarvan hy praat. Hy sê, by die feestelike vergadering van die gemeente van die eersgeborenes, wie is dit? Dis die 144.000, wat in die hemele opgeskrywe is. So hulle naam is opgeskryf in die hemele, maar hulle is die ouens wat die groot verdrukking oorleef, Openbaring 7. En by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. En by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as van Abel. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, praat van Jesus. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het, toe hy op die aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele spreek. Hy sê, onthou hy sal persoonlik met sy haters sal hy vergelde, persoonlik met elkeen. Jy gaan nie van dit vrykom nie. Dan sê hy, toe het sy stem die aarde geskit, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal, laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Wat is die onwankelbare? Dis die herstelde Israel koninkryk, dit moet herstel word, want hy sê dit. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien en met eerbied vrees, want onse God is 'n verterende vuur. Daar het hy dit vir jou gesê, hierdie is direk amper oorgeneem net so van Haggai 2 af, hy haal dit oral uit Jesaja uit, dit is waarvan hy praat. Hierdie waar hy sê, ek sal die koningstroonte omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg. Verwys na die verwoesting van die hoer op die dier, die Joodse staat, het verwys na die VSA, die verwoesting van die 7de kop, hy superpower, hy gaan hom verwoes, dit het klaar reeds begin. Dit het alles te doen met Jeremia 49 verse. En ek wil dit net weer met julle deurgaan, dat julle net verstaan. Hy sê, hy gaan Elam herstel. Elam is Perse. Hy praat hier van vers 35 af, hy sê, so sê Jahwe van die leerskare, kyk, ek verbreek die boog van Elam, die keer van hulle krag. Dit het gebeur, die Mede en Perse, se mag is verbreek, en die Alexander die Groot het dit gedoen, en Griekeland het oorgeneem as superpower. Ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemele oor Elam aanbring. Toe sê ek vir julle, hierdie 4 winde het te doen met die 4 koninkryke wat ontstaan na die val van Griekeland. En wie is hierdie 4 koninkryke? Hulle regeer nie almal gelyktydig nie. Dit het niks te doen met die generale van Alexander nie. Dit is die 4 koninkryke wat volg na die val van Griekeland. Dit is die Romeinse pausdom, Britannië, Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke en nou Amerika. Hy sal daai 4 winde oor die Perse aanbring en hulle verstrooi na die wêrelddele. En daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Elam nie sal kom nie, van die Perse nie sal kom. Hy praat van Iran. Iran se naam was Persië tot hier in die 30er jare. Dan gaan hy aan en sê, en ek sal Elam verskrik voor hulle vyande en voor die wat hulle lewe soek. En ek sal onheil oor hulle bring, die gloed van my toren, spreek Jahwe. En ek sal die swaard agter hulle aanstuur totdat ek hulle vernietig het. So hy praat van 'n totale verwoesting. En dan kom daar die laaste 2 versies. En luister mooi hoe hulle by mekaar sit. Hy sê, en ek sal my troon in Elam vestig. En, stop net daar. Ek sal my troon in Elam vestig. Maar hoe dan nou? Hy het nou net gesê, hy gaan hulle totaal vernietig. Nou, eintlik wat jy moet doen, is jy moet versie 39 lees, voordat jy versie 38 lees. Dan maak hy sin. Versie 39 sê, maar aan die einde van die dae sal ek die lot van Elam verander, spreek Jahwe. So God sê, nadat hy die 4 superpowers gebring het oor die Midde-Ooste, die totale verwoesting wat daar gaan plaasvind, die nuwe grense wat hulle gaan trek, dan sien ons verwoesting op verwoesting hier van die 90er jare af, nadat die VSA begin regeer het as die 7de kop van die dier. Hy praat van dit,
En hulle het 47 jaar het hulle Iran onderdruk en massiewe sanksies teen Iran gehad. Hulle moes hulle eie goed produseer, kon niks koop nie. Ander lande mag nie aan hulle verkoop nie, want die VSA het so gesê. Hy sê aan die einde van die dae sal ek die lot van Elam van die Perse verander, spreek Jahwe. Nou hoe gaan hy dit verander? Kom ons lees mooi. Moet jy nou vers 38 lees. En ek sal my troon in Elam vestig en sal koning en vorste daaruit tot niet maak, spreek Jahwe. Dit is waarvan hy praat. Hy sê met Elam gaan hy koning en vorste totaal tot niet maak. Nou, ons sal sien hoe Trump nou die midterm elections verloor, en 'n lijmdak president raak, en hoe hulle hom gaan impeach. Kyk, sy kop is op die blok. Keir Starmer is klaar op pad uit. Ons gaan sien hoe Bibi Netanyahu val, en hoe die ander oorneem, en dan Bibi gaan hulle vermoor. Sy eie mense gaan hom vermoor. Dit is nie iets wat ek sê nie, dit is Brandon Biggs praat daarvan, en ek stem absoluut met hom saam. Ek het gesien dat ou Bibi vlug. Hy vlug Suid-Afrika toe. Dit sal wees onder die Doringbos regering. Onder die New World Order government wat hulle hier gaan oprig uit die chaos uit. Ons gaan hierdie verwoesting sien. Hy sal koning en vorste daaruit tot niet maak. En hierdie hele oorlog met Iran sal uitsprei na 'n derde wêreldoorlog met Rusland, China en ander islamitiese nasies wat hulle sal skaar by hierdie magsblok wat uit die noorde uitkom, soos wat hy dan profeteer uit die Bybel. En dit sal lei tot die verwoesting van Europa, Brittanje, Kanada, Amerika sal totaal verwoes word. Selfs Australië en Nieu-Seeland. Ons sal die verwoesting, die derde wêreldoorlog sal beklei word, ook in Suid-Afrika. Hy praat van dit, en dan hierdie magsblok wat opkom, en niks sal dit kan stuit nie, maar is die Gog en die Magog nasies. Ons sal hulle eers stuit by die Pyreneese gebergte. Ons, die Amerikaners en die Duitsers. Daar sal ons hulle eers stuit. Nie voor die tyd nie. Maar in daardie tyd sal dan ook die Joodse staat totaal verwoes word. Hierdie regering van Babylon oor die aarde, wat sy wortel het in die Jode staat, nou met hulle technokratiese goed wat hulle in plek sit, wat hulle oral aan die regerings verkoop, die mass surveillance stelsel, ja, God gaan dit vernietig. So hy sê, net 'n kort rukkie, en dit moet alles te doen hê met die kringloop van die feeste, is voltooi op 5 Oktober amptelik. Dan is dis die Sabbat, dan moet dit voltooi wees. Wat beteken al hierdie, wat ons nou net oor gepraat het, sal totaal in vervulling kom. Van dit sien ons reeds in vervulling kom. Dit is so, veral met Iran en die VSA, maar dit sal nog verder in vervulling gaan, soos wat ek dit al aan julle verduidelik het. So kom ons kyk maar wat gebeur. Ek kan nie my kop op 'n blok sit oor Oktober maand vir myself nie, ek kan nie. Maar ek het 'n baie goeie idee dat dit baie interessant gaan raak, hier na die einde van die jaar af, veral hier van Oktober maand af. Ek dink die globaliste, ek dink hierdie deep state stelsel is haastig om die situasie in plek te kry, want hulle weet self die tyd loop uit. So, ons moet ons klaar maak vir die ergste, want die kringloop van die feeste is dan voltooi op 5 Oktober. Nou ja, ons kyk maar hoe speel hy uit.